Goeiedag geliefdes en baie welkom by hierdie week se oordenkings. Ons het gister Sondagoggend by die erediens het ons begin praat oor krimp en groei. Hoe dit nodig is vir ons om te krimp en juis in daardie krimp lê die groei. Christendom werk so anders en so wonderlik. En wanneer ons by die punt van dienaarskap uitkom, dan is dit ons werklike groei wat aanbreek. Want dan kan ons opnuut uit die hart van God uit leef en nie uit ons eie oortuigings nie. Ons gaan hierdie week elke dag dan so by 'n temaatjie rondom hierdie krimp en groei stil staan. En ons teks vir vandag, hierdie maandagoggend, is 'n eeuoue teks uit Jesaja 52 vers 11. Hierdie eenvoudige woorde waar God met sy mense praat en hy sê vir hulle, gee pad, kom uit Babel. Moenie aan iets raak wat onrein is nie, kom uit daar. God het nog altyd met sy mense gepraat wanneer hulle op 'n verkeerde plek was en verkeerde goed ondergaan het of gedoen het en ondergaan het en vir hulle gesê, kom uit. Kom uit want julle is nie op 'n goeie plek nie. Kom sê God dit vir hulle. God sê dit vir hulle want daar waar hulle is, kan hulle nie groei nie. God wil hê dat sy mense in goeie grond moet wees. Want dit is mos net logies. Praat met die boere ook in ons area. As jy wil goeie opbrengs, as jy wil goeie oes hê, dan moet jou grond in die eerste plek goed wees. En wanneer God met sy mense en ook vandag met ons kom praat en sê, kom uit waar jy nie moet wees nie, kom uit daar waar jou omgewing nie gesond is vir jou nie. Dan wil hy hê, jy moet na goeie grond toe kom en geliefdes, daar is nie beter grond as die hart van God nie. Dis die beste groeigrond wat daar in hierdie heelal te kry is die hart van God. En ons moet tog ook vandag hoor, dat God van ons uitroep om uit te kom waar ons nie hoort nie. Waar ons eie arrogansie en ons eie reg baie keer aangeblaas word, soveel so dat ons onsself tot goddelikheid verhef, daardie plekke waar ons krities is, oorkrities is, nie 'n leerbare gees meer het nie, daardie plekke en daardie tye waar ons oordelend en veroordelend staan teenoor ander mense. Al hierdie dinge wat ek nou genoem het, is tekens van God-syndroom, is tekens dat ons moet krimp, en die eerste plek, om reg te kry, om te krimp, om weer te wees waar jy moet wees, om by dienaarskap uit te kom, is om na die goeie grond te kom, en dit is die hart van God. God se mense het nog altyd nie meer gesukkel. Selfs as hulle swaar gekry het, en miskien juis as hulle swaar gekry het, onthou julle, toe Moses die volk daar uit Egipte uitgevat het, wat sê hulle kort? Ons wil teruggaan, ons verlang na die vleispotte. Hulle vergeet dat hulle daar slawe was, hulle vergeet dat hulle daar verniel was, hulle vergeet dat hulle daar geen status gehad nie, dat al hulle menswaardigheid van hulle afgestroop is, en dat hulle nie kon groei in hulle geloof nie. Maar hulle wil terug Egipte toe, en God sê heeltyd vir hulle, kom uit, ek vat julle uit. Later, en veral die Jesaja teks wat ons vanmôre gelees het, was hulle in ballingskap in Babel, nie in 'n goeie situasie, en dit het nie met hulle goed gegaan nie. Maar hulle is daar, en hulle is daar gemaklik, en hulle sê, ons sal cope. Hierdie ding wat ons baie keer sê, better the devil you know, ons beweeg nie na iets niets toe nie, want ons is baie gemakliker met die ongemak wat ons ken, as die onbekende wat vir ons daar buite mag voorlê. En het is vir God nodig om vir sy mense te sê, kom uit Babel uit. Jou omgewing is nie goed vir jou nie, die grond waarin jy is nie goed vir jou nie, jy sal nie groei nie, jy sal nêrens kom nie, en God wil hê ons moet groei. En die beste groeigrond is God se hart. Jesus praat daarvan, en ek is so vinnig daarna verwys gisteroggend in die erediens. En gaan lees ook vandag dan Johannes 15 waar hy praat oor dat hy die wingerdstok is en sy Vader die boer is en dat ons die lote is wat reggesny word, vrugte moet dra. Wat vir my baie belangrik is vandag is om te let op vers 5 van Johannes 15. Ek is die wingerdstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Sonder om in Christus, om in die hart van God gegrond te wees, kan ons niks doen nie. Ook nie groei nie. Is dit tyd vir jou
om uit te kom uit 'n situasie, uit 'n plek, waar dit vir jou nie goed is nie, waar jy nie kan groei nie, of waar jy 'n negatiewe manier van groei het, groei in eie waan, groei in eie arrogansie, groei in kritiek, groei in veroordelend wees, dit is so Saulus was, dan word jy vandag uitgenooi deur God, gee pad, kom daaruit, kom groei, uit my goeie hart uit. Shalom.